ons nie. U is altyd met ons, Here. U is goed vir ons. En Here, ons kom aan die einde van 'n jaar, waar ons net kan terugkyk en sê, kyk, wat het God gedoen vir my? Look what the Lord has done. Look what the Lord has done for me. En ons kan dit in een woord saam sit, Here, goed. U was goed vir ons, Here. U het ons opgerig. U het ons geleer. U het ons onderrig. U het ons tereggewys, Here. U het ons vrygemaak, Here. U het ons laat groei, Here. En dis u goedheid wat dit toegelaat het. Ons dank u, Here, vanoggend vir u goedheid. Kan ons 'n oomblik vat en kan jy net vir jou God vanoggend sê, u is goed. U is goed. Ons dank u, Here. Ons dank u, Here, dat u goed is vir ons. Ons dank u, Here. Halleluja, halleluja. Here, kom sê dankie dat ek vandag uit u woord uit kan gesels. Ek nooi u Gees van God, Heilige Gees, om hierdie woord te vat en u eie te maak, soos wat u dit al reeds gedoen het in die voorbereiding. Ek bid, Vader, dat my ore op u ingestel sal wees. En dat my lippe die waarheid sal spreek, soos wat u hart dit bekend maak, Here. En Here, mag dit vanoggend 'n waarheid wees, wat ons vry maak, Here. Wat ons verlos, Here, uit die leuns van die vyand, Here. En Here, wat ons oprig in die waarheid en die krag van God vanoggend. Dis my gebed, Here, dat u ons ore sal open op hierdie oomblik, Here. En dat ons sal hoor wat die Gees van God te sê het vanoggend. In Jesus kosbare naam. Amen. U is welkom om u sitplekke te neem. Die tema vir my boodskap vanoggend is, ek het jou lief. Nou baie van ons het dit al baie gehoor van die Here af, nie waar nie. Ons het al 'n paar slag of twee gehoor by die Here. Ek is lief vir jou, Michelle. Ek is lief vir jou, Antoinette. Ek is lief vir jou, Joan. Ek gebruik dit net as 'n voorbeeld. Die Here het al vir ons gesê, ek het jou lief. Maar vanoggend se woord bring 'n uitdaging aan ons as kinders van God. En toe die Here hierdie woord met my deel, toe dog ek, joh, Here, ouch. Want partykeer stop ons by stap 1. Ons vergeet van stap 2 of 3. En hier vanoggend kom die Here en hy gee vir ons die volgende stap. Nou, ons het al baie daai skrifte gehoor, die grootste hiervan is die liefde. Nie waar nie. Want so lief het God die wêreld gehaat. Sonder die liefde is dit niks. En hierdie is bekende skrifte vir ons. En die Bybel is deurlopend so vol met hierdie waarheid. Dalk nie in die direkte woorde van ek is lief vir jou of ek het jou lief nie. Dit kom so 10 tot 15 keer voor. Maar reg deur die Oud en die Nuwe Testament is hierdie kerngedagte, hierdie belangrike idee, hierdie belangrike begrip van God, ek het jou lief. Amen. En as ons kan kyk na die Nuwe Testament, of die Ou Testament, dan sê die Here, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Jeremia. Jesaja sê, omdat jy kosbaar is in my oë en ek jou lief het. Deuteronomium sê, God sê, hy het Israel lief, nie oor hulle grootte nie, maar uit liefde. Wow. Hy het ons lief uit liefde. Stefania sê, hy verheug hom met blydskap oor jou. Hy juig oor jou met gejubel.
Dis 'n beskrywing van die liefde. Hy juig oor jou met 'n gejubel. In die Nuwe Testamente kry ons daai skrif wat ek gebruik het, net nou, want so lief het God die wêreld gehad. Romeine 5 sê, God bewys sy liefde terwyl ons nog sondaars was. So nog voor ons vir die Here gesê het, yes Lord, sê hy, ek het jou lief. In 1 Johannes sê hy, kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. 1 Johannes sê hy, ook God bewys sy liefde deur Jesus. In Johannes 16 sê hy, die Vader self het julle lief. Die woord sê vir ons dat daar is liefde. Daar's liefde vir God, daar's liefde vir God se mense en daar's liefde vir mekaar. En die woord gaan verder, hy sê dat sonder die dade kan daar nie liefde wees nie. Daar moet 'n aksie saam met daai woord gaan. Die woord sê, ons moet nie net hoorders van die woord wees nie, maar daders. So ek kan sien, julle het 'n oulike pastoor. Hy leer julle verskriklik oulik. God sê die mooiste voorbeeld om te wees, is om 'n dader van hierdie waarheid te wees. Maar die Here gaan verder, hy gee vir my 2 Korintiërs 5, vers 18 tot 19, as jy u woord het, kan jy saam met my soontoe blaai, 2 Korintiërs 5, vers 18 tot 19, en ek gaan hom my 2 vertalings uit lees, die wat my ken weet, ek hou van meer as 1 vertaling. Ons lees hom eers uit die 33 uit, hy sê, ons ken dus, vers 18, en dit is alles uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het. Vers 19 sê naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ek lees vers 18 ook weer uit die Boodskapper uit. Hy sê, dit alles is God se werk. Hy het die vyandskap tussen ons en hom uit die pad gevat, toe Christus aan die kruis dood is. God het my nou in sy diens geneem, om vir mense te vertel van sy versoening. Hierdie liefde tussen ons en God is een van versoening. Hy sê, hy het die vyandskap tussen ons weggevat. Tussen my en God is daar nie meer vyandskap nie. Die dag wat ek my lewe vir God gee, het God al my oortredinge weggevat. En ek kan nie 'n beter vorm vir liefde of die teenoorgestelde van vyandskap kry as versoening nie. Versoening is die teenoorgestelde van vyandskap. God het ons teruggebring in sy heerlikheid in. Jy sien, toe ons in die sonde was daar 'n ontbreking aan die heerlikheid van God gewees. Ek verduidelik dit altyd so, daar was nie 'n canyon tussen ons en God nie. Ons was by mekaar. Toe vind die sonde plaas. Toe is daar 'n groot rif tussen ons en God. Ons kon nie meer by die heerlikheid van God uitkom nie. En God was nie tevrede daarmee nie, en hy het sy seun gegee, en sy seun het gesê, ek sal. Niemand het Jesus forceer om aan die kruis te sterf nie. Hy het gekies.
En hy het uit die dode uit opgestaan, en die oomblik wat ons ja sê vir Christus, word daai rif wat tussen ons en God was, weggevat, daai vyandskap word weggevat, en ons is versoen weer met God se heerlikheid. Die oomblik wat ons ja sê vir Christus. Die woord sê God het ons met homself versoen. En die bewys daarvan is in sy liefde vir ons. Die grootste dader van die woord van God is God self. God self is die grootste voorbeeld van liefde. Mense gaan faal. Ons is mens. Kan ek sien, is iemand hier wat perfek is? Ek sal heel agter in die ry gaan staan. 'n Pastoor het my geleer toe ek jonk was, Netta, wees daarop voorbereid dat mense jou gaan teleurstel en dat jy mense gaan teleurstel. Want ons is feilbaar. Maar ons God, mense, he doesn't fail. He doesn't fail. Al verstaan ons nie die dinge nie. Hy bly in beheer. En sy liefde bly onveranderd. Die Engels het so 'n mooi woordjie, unconditional. Die Grieks noem dit agape. Agape liefde. Ek weet nie wat is unconditional in, onvoorwaardelik. 'n Onvoorwaardelike liefde. En God is die grootste voorbeeld daarvan. So voorsiening, ekskuus tog, is ook goddelik, ja, maar versoening, dis eintlik wat ek wil sê. Versoening is 'n goddelike liefdesdaad. Dis 'n divine aksie van God. Hy het dit eerste gedoen. Dis soos om te sê, as ek sê dis 'n divine aksie van God, dan sê ek dis 'n godsaksie van God. Ek herhaal myself hierso, maar dis hoe belangrik dit is om te besef dat versoening begin by God. Hy sê hy het homself aan ons versoen. So goddelike versoening lyk verseker nie soos wêreldse versoening nie. Ons kan dit nie eers vergelyk met mekaar nie. Dink maar aan hoe ons wetgewing werk. As iemand 'n kriminele daad gepleeg het, volgens die wêreldse stelsel word hy daai oortreding toegereken met 'n straf. Is dit nie so nie? En al word hy nie tronk toegestuur nie, hy word dalk op probasie geplaas, hy word dalk onder huisarrest geplaas, maar daar is 'n stelsel van wat ek oortree, sal ek voorboet. Dis die wêreldse versoening, want die wêreld sê, pay your debt to society. Gaan tronk toe, doen jou probasie, doen jou huisarrest, dis die wêreldse stelsel. Maar die goddelike versoening lyk weer so. As ek oortree, en ek aanvaar die liefdesdaad van die kruis, vind daar goddelike versoening plaas. Die Here sê, come on, die Here sê, jy gaan nie boet vir jou oortredinge nie. My seun het die prys betaal. Ek het jou aan myself versoen deur liefde aan die kruis. Dis nie 'n wêreldse stelsel nie. Ek is vry wanneer ek versoen is aan my Skepper. Dis goddelike versoening. My rekord is skoon. Die Here sê, ek dink nie eers daaraan nie. Wie's ons om daaraan te dink? Wie's ons om die oordeelsvinger te wys? As God sê, Netta, hou op so maak, ek het jou vergewe. Daai oortreding het ek versoen. Maar ons like dit om onsself af te breek. Ons like dit om die vinger te point en te sê, Marinet, ons kan hard raak op onsself, is dit nie so nie? Is dit net ek? Amen, dankie.
Die Here sê, hou op hard wees op jouself. Ek het jou versoen aan my. Ek is die belangrikste in jou lewe. Nie jou woord van oordeel teenoor jouself nie. My woord sê, ek dink nie eers daaraan nie. Dit het so diep in die see afgerol, dit kan nie gesien word nie. Dis hoe ver die Here sê ek het wegvat. En dis wat goddelike liefde is. Die woord sê, dis alles God se werk. Ons werk nie eers daarvoor nie, julle. Dit word vryelik aan ons gegee. Dis God se liefde. God het jou lief, net soos jy is. En hy het al daai oortredinge weggevat. En God het my lief, net soos wat ek is. En hy het al my oortredinge weggevat. Hy het my versoen met hom. Hy het jou versoen met hom. Daar is nie meer vyandskap nie. God se heerlikheid ontbreek nie meer van my nie. Ons is een. 1 Korintiërs 13 vers 13 sê, en nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Die grootste hiervan is God het my lief. Die grootste hiervan is God het my lief. Sê dit vir jouself, God het my lief. Dis die grootste. Maar die Here gaan verder. Hy sê, daai liefde het nie net een kant nie. Alhoewel God ons eerste lief gehad het, sê die woord vir ons in Matteus, waar 'n wetgeleerde by Jesus kom en hy vraag, hy sê, meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet jou Here, jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod, maar die Here gaan verder. Hy sê, en die tweede, wat hiermeer, luister na hierdie woord, gelyk staan. Nie bo dit nie, nie onder dit nie. Dis ewe belangrik in die oë van God. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die hele profete. Die grootste boodskap wat die profete en die wet uitdra, volgens wat Jesus hier antwoord, is die liefde. Hê God lief, hê mekaar lief. Hê versoening met God, hê versoening met mens. En die grootste daad van die liefde volgens God se eie voorbeeld aan ons, is versoening. Dis die grootste daad van die liefde wat God aan ons bewys, is versoening. En hy sê, gelykstaande daaraan, is versoening met mekaar. Is versoening met mekaar. Hoe leef ons dan so 'n groot daad van liefde uit? Hoe het ons naaste lief soos onsself? Want die kern van versoening is, daar is geen meer vyandskap nie. Geen vyandskap tussen my en God nie. En gelykstaande daaraan sê God in die liefde, geen vyandskap meer tussen my en my medemens nie. Geen oortreding word op rekord gehou by God nie. Gelykstaande daaraan, geen oortreding moet dan ons dan teen mekaar hou nie. You sê die Engels, your record has been expunged, removed completely. Dis die versoening wat God met ons deel. God se liefde vul ons liefde, sodat ons met sulke liefde versoening kan hê met mekaar. Nie net met God nie, maar ook met mens. Die Here vat dit nog verder. Hy sê, en hierdie is die gedeelte wat vir my, wow Here, hy sê,
Dis alles uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus. En ons die bediening van die versoening gegee het. Die boodskapper sê, in diens gestel. Mense, die eerste bediening wat ons ontvang by God, die dag wat ons ja sê vir Jesus, is die bediening van versoening. Hy sê, ek neem jou in diens, Isak, jy het ja gesê vir my. Ek neem jou in diens, Ronnie, jy het ja gesê vir my. Ek neem jou in diens, enige iemand. Kom staan, dankie. Ek neem jou in diens, die bediening van versoening. Hy sê dis aan ons gegee van dag 1 af. En 'n bediening is iets wat ek verantwoordelikheid moet voorvat. Dis iets waaroor God my aanstel om 'n sekere taak te verrig en 'n sekere werksgedeelte vol te staan in God se koninkryk. Dis versoening. Ons word die werk en die verantwoordelikheid gegee om te versoen, om die oortredinge nie toe te reken aan die skuldige en dan die rekord te behou nie, maar om dit te vergewe soos wat God met ons gedoen het. Hoe groot is die liefde van God dan nie? Hoe nietig en klein is ons in vergelyking met God? Maar steeds, in al sy liefde, het hy gesê, Netta, ek vergewe jou van jou oortredinge. Netta, jy is versoen met my. Jy kan jou eie naam daarin sit. Ek sê bang ek hak weer vas met 'n naam, nou gebruik ek maar my eie ene. Netta, daar is nie meer vyandskap tussen my en jou nie. Wees vry. Nou dit klink baie soos vergifnis en ek noem dit vir die Here. Here, hierdie klink mos nou net baie soos vergifnis. En die Here sê vir my nee. Vergifnis is stap 1. Versoening is stap 2. Versoening is die stappie net na vergifnis. Nadat God ons vergewe het, het hy ons aan homself versoen. Het hy ons deel gemaak van hom. Nadat hy my oortredinge vergewe het, nadat hy my rekord skoon gewas het, het God myself aan homself versoen en my deel gemaak van 'n bediening van versoening. Versoening is eers tot God en dan tot mens. Maar dis ewe belangrik in God se oë. God het jou lief. God het jou lief. En hy sê, ek gee vir jou 'n bediening van liefde. 'n Bediening van versoening. My bemoediging vandag is dat ons sal ophou om onsself op die oordeelsblad te sit. Dat ons sal ophou om onsself af te kraak oor ons oortredinge, oor ons tekortkominge. Dat ons ons eie rekord sal skoon los, want God het hom skoon gewas. Dat ons met onsself sal versoen, want ons is reeds met God versoen. Dat ons die oortredinge nie sal toereken en in dieselfde proses dan die versoening nie verwerp nie. Dat ons oortredinge voor God sal neerlê, want op die ou einde van die dag, mooiste kinders van die Here wat hier voor my sit, staan ons voor God. En jy kan nie voor God staan met jou maatjie en jou sussie en jou boetie en hulle as jou backup of jou cover hê nie. Hy versoen jou aan homself. Hy versoen jou omdat hy jou liefhet. En die Here sê, gaan verder as net die vergifnis. Versoen ook. Dit is die bediening wat God ons gee.
'n bediening van goddelike liefde en versoening. En ek skryf af met hierdie skrif uit 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 8. Hy sê, die liefde is lankmoedig en vriendelik. Dit beteken met God en mens. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Die liefde is nie opgeblaas nie. Met ander woorde, al die eer kom God toe. Vir elke bietjie liefde wat ek aan iemand kan uitdeel, kry God die eer. Vir elke treetjie van vergifnis en versoening wat ek kan uitleef in hierdie bediening wat God vir mens gee, kom God die eer toe. Hy sê dit hier, dis nie opgeblaas nie. Elke ding wat ek doen vir die koninkryk van God, gee ek aan God die krediet, nie myself nie. Hy sê verder in vers 5, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Wat anders is dit dan nie as versoening? Reken die kwaad nie toe nie. Wat anders is dit as versoening? Dis nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Die Here sê onderhou die waarheid en jy sal die liefde onderhou. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Glo in God se liefde. Dit dra jou. Dit dra jou deur elke struggle, deur elke uitdaging, deur elke gesondheidskrisis, deur elke werkskrisis, deur elke familiekrisis. Sy liefde dra jou. Hy sê in vers 8, en is my laaste vers, die liefde vergaan nimmer meer. Daai groot liefde is die liefde van God vir ons. En ons liefde vir God en ons liefde vir mekaar.